die woord wat die Here vandag op my hart gelê het, en as ek dit kan titel, wil ek sê, oorwinningsolie na die oliepers. En hierdie week het ek 'n gesprek met iemand gehad, en ons het so gepraat oor olywe. Nou, wie eet olywe? Okay, nou was daarom heel wat meer as wat ek gedink het. Gewoonlik as jy in 'n kamer kom, dan amper niemand eet olywe nie. So ek is altyd die gelukkige een wat ander so olywe kan kry. En in die week het ons so olywe slaai geëet, en toe dog ek gaan iemand sy olyf steel, en toe sê hy, nee, hy eet ook olywe. Toe sê ek nou baie hartseer. So toe praat ons oor olywe, en dit kom toe, die gesprek het toe gegaan oor, ons het begin by die olywe, maar dit het toe gegaan oor hoe ons almal onder een of ander druk in ons lewe is, nie? Daar is niemand hier wat hier sit wat vandag kan sê hulle is nie onder een of ander druk nie. Hulle gaan nie deur een of ander ding nie, want kyk, dan gaan dit baie goed met jou. Dan is die Here baie, baie goed vir jou. Dis of die Here of die duiwel is tevrede met jou. So ek weet nie of ons moet bid of gelukkig wees saam met jou nie, maar ons almal gaan deur een of ander ding. En ons almal voel binnekant ons, as ons deur hierdie ding gaan, dan voel ons droog en ons voel bitter. Want ons dink, Here, hoekom moet ek deur hierdie ding gaan? Hoekom moet hierdie ding op my pad kom, Here? Hoekom moet ek so worstel met hierdie ding? Ek kan nie vir julle vertel hoe ek in hierdie week geworstel met situasies nie. En ek het ook vir myself gesê, Here, hoekom? Hoekom is dit nie net 'n maklike pad nie, Here? Om 'n dokter te wees, dink ek, is makliker as om te doen wat ek nou probeer doen, Here. Hoekom is dit so maklik vir ander, maar vir my sukkel ek so, dit voel as hier sulke groot goeders aan my voete is, en ek loop so stadig, en ek loop op trane, en ek kom net nie daar uit nie. Maar dis juist deur daardie sukkel, en daardie druk oomblikke, wat die salwingolie van die Heilige Gees kan gemanifesteer word, wat dit kan uitkom, wat dit kan vloei, wat God deur jou kan werk. En Jesus self het deur so druk oomblik gegaan. Jesus het in die tuin van Getsemane, het hy ook deur so druk oomblik gegaan. En ek wil net eers vir julle verduidelik, die tuin van Getsemane, en julle sal dit seker maar weet, die woord Getsemane beteken oliepers. En die tuin van Getsemane was vol olyfbome gewees. En Christus het juist daar gaan bid, in daardie tuin met die olywe. Nou, partykeer dan lees mense ding en jy dink, okay, dit is hoe dit was. Maar mense moet bietjie dieper delf, en vanoggend wil ek bietjie dieper delf in daardie deel, en in wat Christus gedoen het, en waar ons nou besig is om deur te gaan. So as julle nie verstaan nie, moet julle net vir my sê. Maar die olywe was daar gepers, die olywe was daar van die bome afgepluk, en dan was hulle in 'n groot sementbak gegooi, en daar was 'n groot sementwiel met 'n hout daardeur, en dan hulle geloop, en hulle het hierdie olywe nou gepers. Dan was hierdie pers gevat, en dit was nou in mandjies gesit, en dan was daar 'n klip opgesit, en dan het die olie daar uitgedreineer. En hulle kon tot 1, 2, 3 maal, kon hulle daardie olie uitgegaan het. Ek weet die Italianers, hulle sê op hulle olyfborrelolies, as daar op staan family, dan moet jy weet, dit was die eerste pers olyfolie, die suiwerste vorm van daardie olie. En dan die tweede en dan die derde maaksel. So, die eerste pers van die olie was die suiwerste, skoonste olie gewees. En dit was altyd gebruik om, in die Ou Testament was dit gebruik vir salwing van profete, konings en priesters gewees. En ek wil net hê julle moet saam met my lees uit Exodus 30, sodat ons meer kan verstaan. As ons die agtergrond verstaan, dan gaan ons verstaan waaroor hierdie deel gaan. En God het vir Moses gesê om 'n heilige salfolie te maak. En ek gaan vir julle lees Exodus 30 vanaf vers 22 wat sê: verder het die Here met Moses gespreek en gesê: en jy neem vir jou van die beste speserye 500 sikels fyn mirre en die helfte soveel geurende kaneel, 250 sikels en 250 sikels geurende kulmoes en 500 sikels kassies volgens die sikels van die heiligdom en in hun olyfolie.
en maak daardie heilige salfolie 'n salfmengsel soos 'n salfsmeer dit maak. Heilige salfolie moet dit wees. Daarmee moet jy die tent van die samekoms salf en die ark van die getuienis en die tafel met al sy gereedskap en die kandelaar en sy gereedskap en die reukaltaar. En dit is nogal interessant, ek het bietjie ook gaan kyk oor alles wat in hierdie olie was. En as ek nou daaroor gaan uitbrei, dan gaan ons nou baie lankie wees, maar die eerste een wat daar is mirre. Nou mirre het hulle ook gebruik om 'n liggaam te balsem. En ek gaan net daai ene vir julle noem, want later gaan ek dit ook noem, dan gaan julle weet waar die mirre vandaan kom. Nou mirre is bitter, maar dit het 'n soet smaak, 'n soet reuk. En dit is hoekom hulle dit gebruik het om die liggame te balsem. Maar hierdie olie was spesifiek, so het God gesê vir Moses, jy moet dit so maak, want dit is so perfek, presies is dit 'n heilige olie. En dit mag vir niks anders te gebruik word as vir dit nie. Want onthou, in die Ou Testament het hulle olie gebruik vir baie ander dinge, vir kos, vir lampe, vir as hulle klaar gebad het om hulle mee af te olie, sodat hulle lekker ruik. Maar God het gesê, hierdie olie mag nie vir dit anders te gebruik word nie. Hierdie olie is 'n heilige olie. En hierdie olie het God afgesonder vir sy taak. Om deur hulle 'n bevestiging, as hulle heilige olie het, dan het hy hulle bevestig tot die taak wat hy hulle gesit het. Die priester as priester, die koning as koning. Die heilige olie waarmee hulle gesalf was dan hulle bevestiging om te sê, jy is die koning Dawid, jy is die koning uitverkies deur God vir hierdie taak. Dit sê in Engels, anointing with oil was used to consecrate and sanctify individuals or objects, setting them apart as holy and dedicated to God's service. En vandag is ons gesalf met olie. Vandag salf ons ook nog steeds met olie as ons bid en ons salf die mense en ons lê die hande op, dan salf ons nog steeds met olie. Maar vandag staan ons nie meer onder daardie, jy moet daai olie salwing hê nie, want vandag het ons die Heilige Gees. En ons is gesalf deur die Heilige Gees. 1 Johannes 2 vers 20 sê, en julle het die salwing van die Heilige Gees en weet alles. 2 Korintiërs 1 vers 21 tot 22 sê, maar hy wat ons saam met julle bevestig het in Christus en ons gesalf het, is God, wat ons ook verseël het en die Heilige Gees as onderpand in ons harte gegee het. So, ons is vandag gesalf deur die Heilige Gees. Deur die Heilige Gees is ons gesalf en ons is bevestig. Christus het gekom en hy het dit oor ons uitgegiet en hy het gesê, jy Maureen is gesalf en bevestig, jy's God se kind, jy is nie meer deel van die wêreld nie, jy's myne. En jy's toegerus tot hierdie taak wat ek vir jou in jou lewe vir jou het. En dan, dit was nou die eerste pers, was nou die salwingsolie gewees, en hulle het dit gebruik vir die salwingsolie. En dan die tweede keer was bietjie minder suiwer, en dit was nou gebruik vir kos en vir lig, soos dit ons kan hoor, soos dit ons kan lees in Matteus ook, oor die 10 maagde, met hulle lampies en met hulle olie, en as ons daai boodskap lees, dan dink ons aan, ons moet gereed wees en ons lampies moet geolie wees, maar ook gaan dit oor 'n ander deel wat sê, maar hulle het nie genoeg olie daar gehad nie. Hulle het nie daardie salwing saam met hulle gedra nie. Hulle het nie in daardie salwing gestap wat Christus hulle mee gesalf het en hulle mee toegerus het hulle stukkie vir stukkie van bietjie die pad af byster geraak en hulle olie het opgeraak en hulle het nie meer opgevul nie. Hulle het nie meer dit gehad wat God vir hulle gegee het nie. En die derde keer word dan gebruik as 'n salf om mee te smeer. En nou wil ek julle dit saam met my lees uit Matteus 26. 26, die 36ste vers. En dit is die storie van Jesus toe in Getsemane was. En ek wil dit graag vir julle lees, en ek wil hê ons moet inneem dit wat Christus ook deurgemaak het.
Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane en hy sê vir sy disippels, sit hier onderwyl ek gaan bid. En hy neem Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. En toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood, bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos wat ek wil nie, maar U wil. En hy kom by sy disippels en hy vind hulle aan die slaap en hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om vir 1 uur saam met my te waak nie. Waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir 'n tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, waar hulle oë swaar, want hulle oë was swaar. En hy het met hulle rus gelaat en weer vir die 3de maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Daarop kom hy by sy disippels en sê vir hulle, slaap maar voort en rus. Kyk, die uur is naby en die seun van die mens word oorgelewer in die hande van die sondaar. En net tot sover wil ek vir julle lees. Sien, Jesus self was ook 3 maal het hy deur die pers gegaan. 3 maal het hy teruggegaan en hy het gaan bid. En ons lees hierdie vers en ons dink, okay, hy het maar net gegaan en hy het gaan bid en hy was benoud, maar die Bybel, die woord sê, en dis hoekom ek dit weer vir julle gelees het, hy het weer teruggegaan en hy het weer daardie woorde gesê. Hy het weer gesê, my God, as hierdie beker by my verby kan gaan, maar U wil nie, my wil nie. Sien, hy moes ook deur die versoeking gaan. Die eerste versoeking wat hy deurgegaan het, as ons nou moet kyk na die olyf en hoe die olyf gepers word. Die eerste deel word hy mos nou gepluk en hy word in daardie sementbak gegooi en hy word oor met daardie wiel gery sodat die doppie kan breek en sodat hy kan plat pers, né? Dit is die eerste deel. Christus het die eerste deel deur daardie versoeking gegaan waar die duiwel hom versoek het. Waar die duiwel hom kom lastigval het en waar die duiwel hom kom pla het, waar sy liggaam swak was, want hy het gevas. Hy was swak en die duiwel het gedink hy kan hom kom versoek om hom te volg. Christus het hy die eerste deel van hierdie proses, van hierdie olyfproses, het hy deurgegaan. En toe was dit die eerste druk. Die eerste druk toe hy gaan bid het. En hy het gesê, God, laat hierdie beker by my verbygaan. Dit was die eerste persdruk gewees. En daardie was die salwingsolie wat ons bevestig het. Die eerste keer toe hy gaan bid het en hy het gesê, my God, en hy was benoud en daai eerste pers het gedruk en daardie klip het gedruk en daardie olie het uitgevloei, was dit daai suiwerste olie wat vir ons gevloei het om ons te bevestig as die kinders van God. Die tweede druk toe hy die tweede keer gaan bid het, was sodat ons deur ons voeding, 'n voeding verander kan wees. Lukas 4 vers 18 sê, en die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is, te genees. Jy sien, die eerste keer het God ons bevestig en hy het ons gesalf met die Heilige Gees, en ons het die Heilige Gees nou in ons, en omdat ons gesalf is om die evangelie te verkondig, kan ons uitgaan en ons kan dit weer gaan gee. Sodat ons die voeding kan wees vir ander daar buite. En die derde keer, toe hy gaan bid het hy ons gereinig. Hy het daardie olie op ons liggame gesmeer, en ons het nie meer die stink, vrot reuk van die wêreld nie, maar ons het nou Christus se reuk om ons. Die derde keer het hy ons kom reinig, en hy het opgestaan, en hy het berusting, en hy het rustigheid in sy siel gehad, en hy het gegaan na die kruis, waar hy vir ons weer eens verbrysel was, en waar sy bloed weer eens, waar sy bloed vir ons gevloei het. Maar daardie 3 prosesse moes hy deurgegaan. Man sien, hierdie orde is hoe dit moet gaan, en Jesus self moes ook deur hierdie orde gegaan het. Hy was ook gesalf en bevestig deur die Heilige Gees.
toe hy gedoop was deur Johannes die Doper en die Heilige Gees soos 'n duif op hom neergedaal het en die hemel oopgegaan het en gesê het, hierdie is my geliefde, hierdie is my seun en wie ek welbehaag het. En hy het gekom om vir ons sonde te sterf. So hy was Christus gebevestig en gesalf. Die tweede keer was hy, as jy nou moet kyk na die persgedeelte en waar hy as 'n gedeelte gebruik word vir die liggaam as voedsel, het hy saam met sy disippels 'n laaste ete gehad. En in daardie laaste ete het hy die brood gebreek. En die brode in daardie tyd was ook maar gedoop in olyfolie. Dit was ook geknie met olyfolie. Dit was gemaak met olyfolie. En so daardie brood het hy gevat en hy het dit gebreek en hy het dit uitgedeel en hy het gesê, hierdie is my liggaam. So hy het die voedseldeel saamgegaan en hy het ook gesê, ek is die lig vir die wêreld. So hy was ons voedsel en hy was ons lig. Hy is die voedsel vir ons liggaam en hy is die lig van ons siel. En dan derdens die salfolie, is toe hy, nadat hy gekruisig was, het hulle hom gevat en hulle het hom na sy graf toe gevat en hulle het hom toegedraai met doeke en hulle het hom gesmeer met mirre. Onthou die mirre wat ek vroeër gesê, hulle het hom gesmeer met daardie olie om sy liggaam 'n lieflike geur te gee, voordat hy opgestaan het uit die dood uit. Maar so het hy ook deur hierdie 3 prosesse gegaan. En toe in die tuin van Getsemane was, het hy ook deur hierdie 3 prosesse gegaan. Daar was 'n doel hoekom hy 3 keer gaan bid het. Hy het 3 keer gaan bid sodat ons eerstens die salwing van die Heilige Gees kan ontvang. Sodat ons die lig wat deur die donkerte skyn kan ontvang. Sodat ons die skoonheid en die reinheid van ons sonde kan ontvang. En dit is waaroor ek vanoggend met julle wil praat, oor daardie 3 prosesse. En die druk wat hy terwille van ons sonde moes deurgaan, het ook swaar op hom gelê toe hy gegaan het en hy gaan bid het. En hy was benoud en hy was angstig. As ons verder lees in Markus en Lukas, dan sê hulle, en hy het so angstig geword dat sy sweet het in bloed verander. Maar dit was die oliepers wat hy moes deurgaan terwille van ons, sodat ons die salwing van sy liefde en sy genade kan ontvang. En vandag sit jy dalk hierso en jy voel, jy is in die oliepers vanoggend. Jy is in te veel druk in jou lewe en dit is druk wat niemand kan besef wat jy nou deurgaan nie. Maar daardie druk wat jy beleef is sodat daardie olie deur jou kan vloei. Jy's klaar gesalf. Jy's klaar bevestig in Christus Jesus. Die Heilige Gees is klaar in en werk deur jou. Maar jy moet ook deur daardie 3 prosesse in jou lewe gaan om sekere dinge deur te gaan en sekere dinge af te sterf. Partykeer gaan daar sekere mense wees wat nie saam met jou na die volgende seisoen toe kan gaan nie, wat by die eerste pers af van jou afgedruk was, wat nie saam met jou gaan wees in die volgende seisoen nie. Maar jy moet deur daardie 3 prosesse gaan om te kan uitkom as die olie wat Christus jou gebruik as 'n salwing. Wat Christus jou mee gebruik om ander ook te salf. Ons moenie die oliepers wat ons nou deurgaan mors nie. Ons moenie as ons deur hierdie tydperk gaan en God kom en hy vat dele uit ons uit en dit is moeilik en dit is seer wanneer ons deur hierdie dinge gaan, dan moet ons nie sê, Here, maar hoekom gaan ek deur hierdie dinge? Here, ek gaan nie meer kerk toe gaan nie, Here, want die luister en afval nie na my gebede nie, Here, ek gaan nie meer dinge van die Here wil hoor nie, ek wil nie meer kind van die Here wees nie, want die Here hoor in elk geval nie my gebede nie. Maar dit is nodig dat ons moet deur hierdie persproses gaan. Dit is nodig dat ons moet gepres word, sodat daardie heilige olie kan uitkom. En ons moet dit nie mors nie. Ons moet dit gebruik om dit deur ons te laat vloei. Dit is daardie oliepers wat ons nader aan die Here bring.
Want dit is in daardie tye wat Christus gegaan het en hy het nie na enigiemand anders toe gehardloop nie. Hy het wel vir sy disippels gevra, asseblief, ek is benoud, kom wees net hier by my, kom sit net by my, kom bid net saam met my, maar hy het na sy Vader toe gehardloop. En dit is in ons oliepers tydperke wat ons ook nader aan ons God moet beweeg. Wat ons by sy voete moet lê, uitgestrek op die grond en sê, Here, die wêreld druk my en druk my en druk my en Here, ek het niks meer nie, daar's niks meer nie, ek is al tot by die 4de pers, Here, daar's niks meer olie wat uit my uit kan kom nie. Dan moet ons vra, God, wat is daar wat U met hierdie wil doen? Wat is daar wat U met hierdie laaste pers wil doen, Here? Elke keer as jy gedruk word, moet jy sê, Here, wat is daar in hierdie drukproses, en hierdie ding wat ek nou deurgaan, wat 'n salwing vir iemand anders te moet wees? Wat is daar in hierdie tydperk, wat 'n salwing vir U koninkryk moet wees, wat 'n salwing moet wees vir dit wat U wil hê in my? Sien, die wêreld is mos maar gesondheidsbewus, nie? Die wêreld doen alles nou met airfryers en ek lief my airfryer. Dis 'n baie handy tool, maar die wêreld is so bewus, so gesondheidsbewus, jy moet niks in olie doop nie. Jy moet niks vetterige kos eet nie, jy moet niks, dit moet net geen vet, geen olie, geen botter, al daai lekker dinge mag nie gebeur nie. Maar ek wil vanmôre sê dat hierdie kerk moet 'n vetgestopte kerk wees. Hierdie is nie 'n airfryer kerk of wat gesondheidsbewus is nie. Hierdie kerk moet so oorloop van die salwingsolie van Christus, dat dit uit hierdie deure uitdruk. Dat as ons uit hierdie kerk uitloop en ons loop in die straat, dan moet die mense sien, daar's iets anderste aan ons. Daar's iets anderste. En hulle kyk nie net na ons gekkies nie. Hulle moet sien, daar's iets anderste wat hierdie persoon het, ek wil van dit hê. Daardie salwingolie moet in en deur ons beweeg na ander mense toe, maar ook dit moet ons self stig. En hierdie gemeente voel en ek voel na hulle rukkie in my gees, dat God is besig om iets te doen met hierdie gemeente. Hy is ons besig om ons in 'n ander dimensie in te druk, en ons moet net hardloop. Ons moet net hardloop, maar nou, vir nou, voel ek in my gees, dat ons dink dalk ons gaan deur hierdie perskyk. Ons word gedruk en ons word gedruk en ons word gedruk en ons voel, maar Here, ons is besig om alles te verloor. Here, ons het nie meer musiek nie, Here, ons het nie dit nie, Here, ons het 'n tekort aan dit. Maar God sê vandag, dit maak nie saak nie. Want julle, daardie olie wat uitvloei uit hierdie drukproses, is wat ander gaan ook laat opstaan. Wat gaan vloei na ander toe. So ek wil hê, God se nuwe olie moet in hierdie plek wees. Ons moet nie terugkyk, die Bybel sê, moenie worry oor die ou olie van gister, wat nou al stink en wat nie meer lekker ruik nie. Ons moet nou nuwe olie, vars olie vat. En dit is my gebed vir hierdie gemeente vanmôre, is dat ons hierdie nuwe olie sal vat. Waar ons nou deur hierdie drukpers gaan, moet ons die Here loof en prys, en ons moet sê, dankie Here, dat U kom en dat U hierdie takkie snoei van hierdie gemeente, en dat U hierdie liggaam breek en vorm volgens wat U wil hê. Dankie Here, dat ons deur hierdie persproses gaan, Here, maar ons weet dat dit wat U vir ons instoor het, is meer as wat ons kan indink. Want daardie olie wat gaan uitkom, daardie perfekte eerste druk salwingsolie wat uit hierdie gemeente uit gaan kom, gaan ons oorloop. Ons gaan vetgestopte kalwe wees. Ons gaan nie maar kalwe wees, ons gaan vetgestopte kalwe wees. Ons moet deurdruk. Soos Christus deurgedruk het en hy het gegaan en hy het weer gebid en hy het weer gebid en hy het weer gebid en hy het deurgedruk tot en met hy daai salwing ontvang het en tot en met die derde deel gedoen was en hy berusting gekry het. So bid ons mos partykeer, ons bid, Here, help ons met my finansies en dan gaan ons. En môre dan bid ons weer, Here, seën my kinders en help my kinders en dan gaan ons weer. En dan het ons so baie dinge waarvoor ons moet bid en dan bid ons net. Maar ons bid nie deur vir daai eerste ding nie. Here, die groei van hierdie gemeente, Here, die mense wat moet inkom, Here, die salwing op hierdie gemeente, Here, ons moet bid en ons moet deurbreek en ons moet bid en ons moet deurbreek tot en met dit finaal is. En tot en met ons daai rus
heiligheid in ons hart het. Die Bybel sê, of in daai tyd toe hulle die olywe gepers het, gewoonlik as hulle daai pulp in die rietmandjies gesit het wat hulle geweef het, en hulle het om 'n derde keer gepers, dan het hulle nou swaarder klippe aan die stok gehang, sodat daar meer druk op daai mandjies moet wees, en dan daai mandjies naderhand gebars. Dit is hoe ons moet wees in ons gebed. Dit is hoe ons moet wees, tot en met ons daai oorwinning kry. Tot en met ons daai oorwinning in ons siele kan proe, en kan voel, en kan beleef. Dit is wat die Here vir ons, vir hierdie gemeente wil hê. Dit is wat hy vir ons wil hê, in ons druktye. En ek wil vra, as daar enigiemand is wat vanmôre voel, dat jy gaan deur daardie druktyd. Die druk is so swaar op jou, en jy weet nie, jy is daar al by jou 10de pers, en jy verstaan nie hoekom jy daar deur gaan nie. Dan wil ek hê dat as ons nou ons oë gaan sluit, dat jy net met die Here sal praat. Ek gaan niemand vorentoe nooi nie, maar ek wil graag hê dat ons moet saamkom, en dat ons hierdie plek met olie met salf, maar soos nog nooit tevore nie. So ons moet hierdie plek salf, laat as jy hier inkom, moet jy afskypbord, of jy gly, of jy weet, daai stoele moet so oordrenk wees van die olie, jy moet van jou sitplek afval. Maar ons moet hierdie plek salf met nuwe olie. Nie meer ou olie wat ons gister gebruik het, en ou tradisies en ou dinge wat ons gister gedoen het nie, maar met nuwe olie. En ek voel in my gees, dit is wat God vanmôre vir ons wil sê. So ek wil net hê dat ons net ons oë moet sluit, maar voordat ons ons oë sluit, wil ek julle net vertel, ek lees 'n interessante mooi ding ook, wat hulle sê van skaapwagters. En onthou, Christus praat baie in die Bybel van hy is ons herder, en ons is sy skape. 'n Interessante ding van skaapwagters, het julle geweet, hulle gooi olie op hulle skape se koppe uit. Die rede daarvoor is, ek weet nou nie of die nuwe skaapwagters dit doen nie, ek dink is nuwe tegnologie, hulle spuit hulle met iets op, spuit hulle in of watter, ons een of ander chip in wat dit doen, maar in die ou dae, die skaapwagters, hulle skape se hoofde met olie gegooi, want die vlee en die goggas en die luise het in hulle wol gaan sit, en dan in hulle ore ingeklim, en dit het daai skape naderhand mal gemaak, dat hulle koppe teen die muur gaan stamp het, om dit te probeer wegkry. En dis baie gevaarlik vir daai skape gewees. Dan het daai skaapwagter gekom, en hy het hom gegooi met olie, en dit het oor sy hoof gegaan, en dit het hom dan veilig gehou, want daai reuke en daai goed van die salwing van die olie het gesorg dat die luise en die goggas en die vlee hom uitlos. So vanmôre is ons Christus se skape, en hy gooi daai salwingsolie oor ons vanmôre uit. Waar ons voel, hier kom die vlee, en hier kom die luise, en hier kom die duiwel, en hy val ons aan, en ons wil ons kop naderhand teen die muur staan, want Here, ek kan nie meer hierdie hanteer nie, Here. Ek kan nie meer hierdie vat nie, ek kan nie meer hierdie battle fight nie, Here. Dan sê God vanmôre, hy kom, en hy kom gooi daai olie oor jou uit. So ek wil vra dat ons vanmôre sal bid, en as jy vanmôre daardie olie nodig het, dan steek jy jou hande op na die Here toe. En jy sê, Here, kom en kom gooi dit oor my uit, laat dit oor my uitloop, Here. Laat daardie salwingsolie in my lewe kan wees. So kom ons staan net op, en dan bid ons net saam. En as julle voel julle wil dit met die Here bespreek, dan steek julle hande op, en praat met die Here. Here, vanmôre kom ons, Here, en ons kom staan voor U, Here. Here, ons het so baie pers daardeur gegaan, Here, ons liggame is seer van die pers, Here. Here, ons gedagtegang en ons gees en ons siel en ons harte is seer van die pers wat ons deurgaan, Here. Here, maar U kom vanmôre, Here, met die soete salwingsolie, Here, deur die Heilige Gees, kom U en U kom gooi daardie olie vanmôre op ons uit, Here. Here, ek wil vanmôre van daardie olie hê, Here. Ek wil hê dit moet oor my loop en oor my drup, Here, dat dit die plek sal vul, Here. Here, kom en kom help ons, Here, waar ons vanmôre moeg en seer vertrap voel, Here, dat ons in ons gees sal weet, dat U ook daardie pers in deurgegaan, Here.
U het ook daardie deur gegaan, Here, sodat ons vandag hier kan staan, Here, en 'n deel in die koninkryk kan hê, Here. Here, U het daardie dinge deurgegaan, Here, sodat ons vandag, Here, die oorwinning kan hê, Here. Here, dankie dat ons net ons hande op kan steek, Here, en kan sê, hier is ek, Here, hoor my hart, hoor my gedagtes, hoor my seer, Here. Want U self het as 'n mens deur hierdie dinge gegaan, Here, en U self het met die menslike liggaam, Here, ook hierdie bedroefdheid gevoel, ook hierdie seer en hierdie pyn deurgegaan, Here. So U beter as enigiemand anders te verstaan ons seer, Here. Here, kom en kom maak hierdie plek, hierdie gemeente, elke persoon in hierdie sitplekke, Here, kom maak ons vanmôre vol met U salwingsolie, Here. Here, kom stort U salwingsolie op hierdie plek uit, Here, 'n nuwe olie, Here, 'n nuwe ding wat U vir ons gaan doen, Here. Here, laat ons nie terugkyk op die ou dinge nie, Here, maar dat ons kan vorentoe gaan op dit wat U vir ons beplan het, Here. Here, dankie dat U vanoggend die soetroos van Saron vir ons was, Here. Here, dat U gekom het, Here, en dat U ons kom vul het vanmôre, Here, met daar waar ons 'n honger en 'n seer het, Here, en ons nie verstaan hoekom ons hierdie droogte in ons liggame het nie, Here. Dankie dat U gekom het en ons liggame kom salf het, Here, maar met die soet olie, Here, dat ons 'n goeie reuk vir die mense daar buite kan wees, Here. Here, ek kom en ek kom lê elke persoon in hierdie vertrek by U voete neer, Here. Here, ek vra dat U sal manifesteer in hulle lewe, Here, in hulle liggame, Here, in hulle denke, Here. Here, kom en kom tel hulle op en kom vernuwe hulle, Here. Kom vernuwe hierdie gemeente vanmôre, Here. Here, kom rig ons voete op die pad wat ons moet wees, wat U vir ons beplan het, Here. Here, ek loof en ek prys U naam, Here, want U is waardig om geprys te word, Here. Here, U is die lelie van die dale vanmôre vir ons, Here, die soetroos van Saron, Here. Here, dankie dat U gekom het en dat U ons vanmôre kom bedien het, Here, dat U ons gees kom vul het, Here. Here, ek vra dat U nou verder sal gaan, Here, ons nou afsluit ook, Here, dat U met ons sal wees in hierdie week verder, Here. Here, dat U ons sal seën en ons sal salf, Here, dat ons 'n goeie geur vir die mense daar buite sal wees, Here, dat hulle ook van hierdie olie sal hê, Here. Here, dat die perskyk nie verniet sal gaan nie, Here, maar dat dit tot 'n goeie doel sal wees, Here. Here, seën waar ons nou saam as familie gaan die brood breek en gaan koffie saam drink, Here, en saam mekaar gaan geniet, Here. Seën ons in dit, Here. Bind ons vas met liefdesbande, Here, dat ons as gemeente, Here, sal saam staan en mekaar sal dra, Here, en mekaar sal lief hê, Here. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie.